Wat doen terug? Kan ek saam bring? Kyk, jy weet kan nou saam hier, hè? Ja. Dat hy agterbly daar. Ja. Ek wil net so lank opslaan maar, hè. Lou. Weer by die rivier. Lyk my ons kan maar nie wegbly nie. Stoom kom uit die water uit. Ek moet dan sê ons het hierdie keer 'n bietjie warmer weer. Verlede week was bitter. Verskriklik. Verskriklik. Ek weet nie of die kameraman net daar op Bloukie se voete kan wys nie. Hy was nou al in die water. Dis 7 uur in die oggend, Lou. Ek weet nie hoe doen jy dit nie, maar in elk geval. Ek wil visvang. Old school. Wat doen ons vir die dag? Vanoggend toe ek opstaan te sê die Bybel sê beproef alles en bou die goeie en die rivier is die goeie. Kyk, ons is terug by die Vaalrivier. Dis so 'n magic plek en weet jy al wat, die vis by, dis groot vis, die hele Vaalrivier, die ouens vang ordentlike vis. Skalla gaan 'n bietjie oorkant hengel in die diep water. Daar's 'n gat daar agter, so hy wissel so tussen 20 voet, 18 voet, baie diep water. En hier weer 'n vriend van ons gaan saam hengel daai kant. Ek en Rian gaan hierdie kant hengel met die langlyne, so 'n klein kompetisietjie. Dis Kom ons kyk maar vir die grootste vis. Hoe lyk dis winterkarping. Alright. Okay, kom ek sê vir jou wat het ek gedoen. Ek noem dit my platkatrolle gebring. So met ander woorde, ek hengel nie eens met koffiemeule vanoggend nie. Ek hengel met Sensations se short range, 9 voet stokkies met my Orlando's. Ek het pap gemaak, so tradisionele pap en pitte. Rivierhengel. So kom ons kyk, jy sê die grootste vis. Die grootste vis. Ja, oor die grootste vis vang 'n ander ou koopboompie. Ja, ek kon net vir Skalla sê as hy van daai kant af kyk as ek heeltyd so staan, is daai groot vis wat ek mee staan. So Verloderskoof Woompie. Ja. As hy hierdie dag skalk, is altyd lekker saam met jou. Daar's 'n paar konsentrate wat ons julle vandag gaan van vertel. Ons het so 'n bietjie aan die voer getweak, so daar's 'n paar interessante goedjies wat gaan gebeur. Jep. Maar ons hou julle op hoogte, ons gaan alles vir julle wys, elke liewe ding van die begin tot die einde. Hoe van my spot af. Dis hoe kom ek draai. Kyk hoe draai hulle daar. Ek wil nou nie hoor as jy nou Woompie koop vanmiddag, dis as gevolg van. Ek het so vertrou ek nie eens 'n beursie gebring het. Julle mannetjies. Want jy kan nie op hou hier eet. As jy 'n seer pak of voor hierdie kant is. Vang 'n dikke. Net uitgooi. Alright, soos julle kan sien, wat ons nou nodig het om hier te doen is die plek wat ons hengel is baie remote, stene wal aan die ander kant waar ons die gat gekry het. So ons het nodig om met die rubberdaks oor te gaan. Ek hengel tradisioneel vanoggend Vaalrivier. Klein stokkies, my Orlando's wat ek letterlik moes gaan uitgrou. Een hoek, so 'n tipies rivierhengel. Ons is nou besig om daar na die oorkant toe te gaan. Ons het net met die rangefinder gekyk, is 180 meter oorkant toe. Die mooiste tyd van die oggend is net mis en die son wat opkom. Ek het vanoggend weer gesê wat 'n voorreg om hier te kan wees, om dit met julle te deel. Ons hoop, ons vang 'n klompie vis, om dit meer spesiaal te maak. En natuurlik, daai Woompie dis alles, dis waaroor die spel gaan. Raai soos julle net gesê het, dis hier weer, welkom. Koue wintersoggend, ek dink die eerste vis gaan alles bepaal of die moeite werd. Ja nee, definitief, is lekker koud. Dis regs. Weet jy, en die ding is, ek het vir jou weer gesê, ons gaan nooit die son sien vandag nie. Ons het 'n hoë wal hier agter ons, is net bome. So aan die een kant is dit goed, ons gaan nooit warm kry nie. Jy weer so 'n bietjie grieperig, te sê ek wel die son gaan hom ten minste in die brand is net warm aantrek. So nou moet ons dit goed begin doen. Ons het so begin opslaan, ons maar 'n bietjie beknop.
lekker voer aanmaak. Ons gaan kort hengel. Ons hengel al 2 kortstokke soos ek gesê het. Ons sal vir julle laat weet as daar 'n dingetjie aan die gang is. En hopelik hoor ons daai Orlando's en jy het koffiemeelietjies gebring. Yes, ja. Hopelik hoor ons hulle. Die vis draai voor ons so. Kom ons kyk of ons vir julle show kan maak. As ek so daar na die oorkant toe kyk, het Loukie al hulle eerste vis, maar dis dan nie 'n groot vis nie, want as ou Rian hom so op die water trek, dan is dit gelukkig nie 'n groot vis nie, want jy weet daar's natuurlik 'n himpietjie daar op die spel, so daai gaan definitief dit nie maak nie. Gelukkig kan ons hulle lekker sien want die son skyn op hulle. Hulle kan ons nie so mooi sien nie want ons sit in die donker kant. So ons gaan maar so onder die radar vlieg soos julle kan sien. Natuurlik, ek het pleinpitte gevat, klomp gumtree bygesit. Weet mos maar, dis mos maar pitwêreld hierdie. Bytjie terug. Daarso, net so. Gaan op hierdie enetjie, maar altyd my geliefkoeste enetjie quattro en 'n bietjie perre bysit. Daar's van julle ouens wat seker sal dink ek is nou by die see, dit lyk vir ons soos 'n skaber of iets. Nou al ons ouer garde, as ek sê ouer garde 10 jaar in terug, hierdie was die way, dis 'n losknip katrol en die rede daarvoor is, jy haal hom af, knip hom af, hy het 'n pen voor, waar hy hom opsit. Nou sien julle die spoelietjie wys vorentoe, vinger op die lyn. En dis dit, hy's 'n 1-tot-1 radverhouding, met ander woorde elke draai wat ek gee is dit een keer so lyn opdraai. Selfs met die vis. Hy het 'n lekker verklikker, as ek dit so kan stel. Nou die verklikker is die ratchet. En daar's nie 'n klank soos dit as daai man wegtrek nie, want hy raas lekker. Dit klink amper soos 'n blik met klippies in. So kom ons hoop ons hoor hom vandag. Julle sien ons hengel baie naby. Die gat is net hier voor ons. Daar's natuurlik nie plek om af te gaan en die polisieman aan te sit nie. So al wat ek doen is kry die lyntjie beet so. En dan sit ek my polisiemanetjie sommer hier op die kant. Trek hom deur. Dan sê laat hom lekker afgly teen die lyn. En alles opstel. Kom ek net daarso. Daar's jou polisiemanetjie. Die water is lekker diep, so ek gaan nie die polisieman te ver laat gaan nie. Sy. So. Daai man wegtrek. Sê ek jou nou klink dit soos oordeelsdag. Kom ons hoop ons kry 'n lekker reël ran en 'n vettie vir julle. Klein bietjie gumtree soos julle daar kan sien. Baie liefe gumtree in die rivier. En dan het ek 'n ou staatmaker biddels wat ek dis net 'n lekker soet strawberry. Hom sit ek nogal redelik lekker aan. So julle daar kan sien dat die visies ietsie het om te eet, al die soettandkarpies. Onder het ek 2 sinnavolpitte met 'n sweet corn backing. So ek hengel nou. Julle kan sien 2 pitte. Nou skalk 2 pitte op sit, moet jy weet hy's nou ernstig om 'n groot vis te vang. Gaan hom ingooi en dan gaan ek lekker op my Sensation stoel sit en myself geniet. Ek kan seker maar dit aansit nie. Die arme katrolletjies is so lank laaste oop, hulle skoon sluggies.
Right, ek en JW is natuurlik in 'n span, so ek sê is spanverband werk ons saam. So ek het natuurlik my gumtree pitte, ek glo onwrikbaar in die gumtree pitte. En hierdie pink pitte, dink ek weet julle almal nou al is Jana. Is eintlik onwettig, maar ons moet dit maar doen. Ek en JW wil nie betaal vir die wimpie nie. Daar's die Jana pit en dan het ek nou vanoggend 'n sweet corn wit pap backing gemaak of 'n pappie gemaak wat ons gaan gebruik. Julle sal sien hy's lekker geel. Ek het so 'n bietjie egg yellow bygesit. Ek sit hom sommer agter die pit, 'n lekker groot stukkie aas. So ek sit dit hierso, dis ek en JW se mondering vir die dag. Ons skiet goed, ons skieters. Ons hengel net een hoekie. Hier red daarvoor is daai groot karp, laat daai ander hoek nie die vis haak nie. Ons het 'n nommer 2 daaietjie op. So julle sien ons het nou die groot gunne uitgebring. So as ons 'n vis vang, wil ons hom uitkry, gaan weer eens alles oor die wimpie. JW, hier's al jou goed. Jy gaan aan, jy sit hulle aan soos jy wil. Die einde van die dag is nog steeds jou stokke. Ons dankie Skak. Stamp hom so. Wat nou haak hy vas hier. Dus kom hy dit nou gedoen het. Alright, ons het hierdie nou so 'n bietjie meer regs gegooi. So jy kan sien daar so haak hy vas. Snaakse byt gehad. En obviously het hy nou daai goedjies daar ingetrek en dis hoekom hy so vreemd gebyt het. So ons sal maar hierdie afbreek en maar weer daar gooi. Nog hier by my af. Wel, ek is trots eienaar wat sê ek is die heel eerste ou in Suid-Afrika wat 'n byt kan kry op 'n slipstream stok. Jy kan sien die plastiek is nog aan, die labeltjies is nog aan, die stok het nou net in die land gekom. Ons is so gelukkig om hulle te kan toets. Ek het 'n mooi karp aan hier by die Vaalrivier uit links geswem daar aan die takke se kant toe. Een van daai stadige byte net opgetel en gegaan. My nuwe speelding Oscar op die bol. En 'n Oscar gaan vir baie redes, nog baie visvang in Suid-Afrika. Hierdie slipstream. Hy doen alles wat hy moet. Sy rug is hard, sy punt is sag. Hy gooi 'n afstand. Dit lyk my ek my vis in die oop water gekry. Een van die mooier visse van die Vaalrivier. Hey. Skala is al oorkant die diep water. Kom ons hengel hulle van die kant af. Jo. Is dit nie lekker nie? Ek het my nuwe penmaat Rian. Hy hengel vir die dag saam met my en ek vir jou sê, hierdie vis is in die orde van ten minste 6 kilo's. Groot rug, mooi skof. Ek is happy. Visie is kleiner as wat ek geskat het. So oor die 4 kilo's. 5 kilo's. Nogtans 'n mooi vis. En dis 'n byt op 'n dag soos vandag. Dis diep binne winter. Dit was laasweek -11 in Potch gewees. En hier is ons by die Vaalrivier en ons vang karps. Hulle kry koud, ek kan sien hulle kry koud. Die vis is nie hard aan die eet nie, maar weet julle wat? As jy die regte aas op die regte plek gooi, gaan jy vis vang. Regte konsentraat, regte aas. Nou 'n bietjie praat oor die konsentraat en die goedjies. Ons het 'n vis, ons stink na vis. Ons het onsself die reserves gedoop. Beespan sit oorkant, Skalk en sy maat. So, hier is die bewyse. Ons loop so eentjie voor. Ek kan sê die water is 10 grade.
Hier sit die vis en ek kan sommer voel, hier is yskas water. En dis wat jy wil hê. Jou vis moet gesond wegswem. Volgende jaar as ek hom kom vang, het hy 2 of 3 kilos bygesit en dis wat ons wil hê. Kyk mooi na die vis. Ons wil hulle ook kom vang en ek wil ook hê jy moet hulle kom vang. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor konsentrate en net vir julle wys wat ek doen. Nog 2 buite gekry. Die eerste vis het my afgesny, was ook 'n groot vis. Hierdie vis gevang, maar daar's nog 'n paar daar binne wat ek wil vang. Oscar, ek gaan van 1 Augustus af op die rakke beskikbaar wees, maar hy gaan in so 15 ml bottel kom. Hier is nou my persoonlike botteltjie wat ek voor die tyd gemeng het. Hy gaan in so 'n botteltjie kom, soos dat die Black Magic en almal in kom. Kyk uit vir Oscar. Hy het al die regte komponente in, hy het daai sweet corn in en hy het so 'n bietjie byt by, so 'n bietjie duiwelsdrek by, genoeg fluoresien. Hy's lekker dik, julle sal sien as julle hom in die winkels kry. Dis kom ek hom vir my in so 'n botteltjie gesit het, sien julle daar. Hy is so toffie. Bietjie Gumtree op. Bietjie Quattro op. Lekker groot hoekase. Weet julle wat, die ase lê lank. Ek gooi hulle buite nie binne 'n uur en is ek nog steeds happy. Ek het groot ase daar, ek het die regte konsentrate op die regte plekke. Ek gooi met hierdie nuwe DC Light. Ek is een van die bevoorregte ouens om die eerstes in Suid-Afrika te wees wat hierdie stok vashou. Dis die nuwe flagship van Sensation wat ingekom het. En ek moet sê, vir 'n 12 voet stok, hierdie stok weeg amper niks nie. As ek vanmiddag by die fabriek kom, gaan ek hierdie stok weeg. Ek gaan dit vir julle deurgee. Dit gaan vir my baie interessant wees. Ek het hom hier by die water gekry. DC12. En hy die poeier in sy rug wat hy nodig het. Tegnologie wat aan hom ingaan, lowrider guides, hoë kwaliteit grafiet en 'n ligte stok. Dis wat jy soek, want jy gaan nou 20 keer of 30 keer vir die dag gooi. Jy moet weet, as jou stok 100 gram swaarder is as die een, is dit 3 kilos dat jy meer moet trek. Vir ons ouens wat nie gym nie, na so 1,5 kilos dan raak ek ongemaklik, dan begin ek skeef te gooi en ek gooi nie meer die afstande wat ek moet nie. So, hoe ligter, hoe vinniger, hoe beter. Onthou dit. Sensation Slipstream, soos ek gesê het, is die eerste ou in Suid-Afrika wat hierdie stokke vashou en hulle doen presies wat hulle moet. Gooi reguit, gooi 'n afstand, hanteer vis goed. Toe ek nou daai vis gespeel het, kon ek voel die punt. Ek sê altyd ek soek 'n visstok, ek soek nie 'n besem nie. Ek soek 'n ding as ek 'n vis aan het, wil ek kan voel ek het 'n vis aan. Slipstream is 'n baie goeie stok. Op die ander het presies dieselfde, lekker groot ase, al die regte goed op die bol, Quattro, Gumtree, mieliepytjie onder, pappies. Kyk of ek van daai groot rivierkarpe kan vang. Yes, man. Ons sit 'n bietjie op. Dis 20 oor 12. En dis waarvoor ons gewag het. Kan nie glo dit vat so lank nie, maar wat? Hoe sê hulle? As dit lyk ryk soos 'n vis, is dit heel moontlike vis. Hier is al soveel goedjies op my lyn, grassies en goedjies, dat ons naderhand gedink het, dis dalk een van die blare wat ons so laat hardloop. Maar kom ons hoop ons is verkeerd. Ek moes my kameraman letterlik wakker maak. Ek neem hom ook nie kwaadlik nie, want dit gaan maar beroerd hier by ons. Maar daar is ons eerste visie. Eina. Dis die lekker deel van die platkatrol. Uit om absoluut op jou eie spoed. Jy kan sien hoe lekker trek hy. Dis nou wat ons wou gehad het van daai rivierkarpe. Dis daai lekker trek. Hy is nou besig om heeltemal regs op te gaan, hierdie enetjie. En ons het 'n paar vriende hier voor ons, die otters. Ek maar dat ook nou agtergekom as 'n vis aan hom, nou net ons vis eet nie, jy weet.
Dis maar hy grasie is irriterend hoor. Kyk of hy grasie kan afkryp. Ja, dis 'n mooi vis. Ek sit hom spesiaal aan vir julle daar by die huis. Dit is nou 'n tipiese rivierkaap, hy stadig getrek. In die middel van die dag nog steeds in die skaduwee. Julle kan sien ek het nie eens 'n hoed op nie. Ek het nog nie 'n sonbrandmiddel opgesit nie. Ons kry letterlik koud, ek's nog in my baadjie 20 oor 12 in die middel van die dag. Kom ons sit met daai lekker die plek af, laat ek daarom nou nie al my vriende daar by die huis irriteer met my gekontrolery nie. Mooi vis. Moet my skepnet kry wat wegwaai. Dit is regtig een van die lekkerste dinge met die katrol is daai direkte katrol op hom. So ek sê daar's geen radverhouding nie, so vir elke draai is een draai nader. En as hy gaan is dit 'n draai terug vir hom. Altyd lekker om die vis so te spook want dit is direk jy in die vis. Voel nou baie mooi kaap. Die manier hoe hy gebyt het is hy het net eenvoudig die polisman neergesit in die water en toe hom neersit in die water net weer uitgekom en net weer begin gaan. Aanvanklik nie so groot gevoel nie. Maar toe ek dink die ouens weet nie as hulle is gehaak nie. Lekker ding van hierdie stokkies, lekker sagte stokkie. Ek hengel nog steeds my 5 pond lyntjie. Maar die sagte stokke maak dit vir jou moontlik om dit te doen. Want elke kopskud wat daai vis gee, is hy op die stok se punt. So met ander woorde, jy het glad nie 'n harde stamp op hom nie. Die stok maak eintlik die geveg lekker. Oeh, 14 kilo's hierheen. Ek wou sê sy visie is 4 kilo's. Nou ja, julle weet van die wimpie storieetjie. So ek gaan nou 'n bietjie konsentreer hierso want ek dink ek en JW kan dalk 'n ontbytjie of 'n dingetjie hier losslaan met die kapie. Maar dis 'n baie mooi vis. Of julle kategories sê is een van daai lang rivierkaaps. Baie mooi. Mooi rivier, wimpie. Hæ? Ja, hy is seker 10, hè? Ja, hy maak rustig. Jo, links se lippe. Kyk hierdie hoekie nou hoor, wat's nou hierso. Nou bewe ek soos 'n matriekmeisiekind wat vir die eerste keer gesoen is. Nou ja, ek wil regtig sê ek dink is die moeite werd. Een vis vir die dag, maar wat 'n mooi vis. Soos julle sien ons het die ja, nie dit. Ek moet net die ou vas hierso. Kyk op vir die milies. Soos julle kan sien het ons die weegmaat onder hom. Sit hom lekker laag so as hy wil val teen jou lyf en dan kan jy hom net neersit, maar ons sal die ou moet weeg. Ek dink die net is aan die ander kant by Loukie. So ons sal hom oorkant toe vat met die bootjie en gou gaan weeg en kyk wat weeg hy. Alright, ons is op pad terug aan die kant toe. Ons het regtig net 'n paar goedjies daai kant. Nou ek sê ek skat hierdie karp. Ek hoop 10 kg, in my hart hoop ek hy's 10 kg want dan gaan dit vir my baie lekker wees. Maar net die voorreg om hier te wees. Weet julle wat, dis 12:30. Ons wag van vanoggend af vir daai vis en dis alles so moeite werd. Dis regtig
Julle kan sien ek is nog steeds in al my dik baadjies, al my klere nog aan, ek kry nog steeds koel, as dit geen son daai kant nie. Maar kom ons kyk wat weeg hierdie ene. Wat kyk jy nou? Ek dink ook so. Ja, dat is mooi vis. Hy gaan 10 kilos maak. Die vis. Nou julle hierdie kant, ek dink jy daar al 3 buite as ek reg is. Ja, nee, ons het al 'n paar buite gehad hier en ons afgesny en ons het 'n vis van so 4-5 kilos gevang. Maar hier lê 'n 10 kilo vis en een byt maak jou dag by die Vaalrivier. Om so 'n vis te kan vang, as ek daai rubberlippe kyk, weet julle wat dis hoekom ons Vaalrivier toe kom vir een byt in die winter. Die vis eet stadig in die winter, die vis is moeilik. Wel dan Skala, jy het regtig 'n mooi vis gevang. Baie dankie en ek moet dan by sê dis ook as gevolg van Loukie. Hy het vir my 'n gat gaan soek met die fish finder en ek het hom in daai gat gevang. Baie lank gewag vir hom een byt gekry vir die dag. Maar dis hierdie vis en soos Lou sê, vir my is dit deur en deur die moeite werd. Dit is so 'n voorreg om hierdie groot vis te vang op baie klein hoekies en dun gery. Lekker. So ja. Ek het verskalk dopgehou, daai vis seker vir 20 minute lank aangehad. Die vis net bly gaan en weet julle wat? Dis kom ons vis vange. Vir daai oomblik en daai gevoel as daai polisman uit daai water uitkom en hou net aan. Lekker. Dis 'n lang karp as julle kan sien op die unhooking mat. Dis 'n lang vis, dis 'n Vaalriviervis, 'n sterk vis. Ons gaan hom veilig terugsit. En weet julle wat? Een byt maak my dag, net een vis. Wys vir julle daai lippe. Dis nou rubberlip. Wat 'n vis. Soos julle kan sien, die verskil tussen my en Loukie. Ons sit daar oorkant in die skaduwee. Ek het nog al my baadjies aan. Hierdie manne lyk as wil op die beaches. Dis regtig cool daar in die koelte. Dis die verskil. So partykeer kan jy maar jou oeverrok uitsoek as 'n ou nie soek uit wil kry nie, kan nou hierdie kant sit. Of aan die kant waar die son is. In die diep gate is dit die buite wat jy gaan kry. In die vlakker water gaan jy jonger vis vang, die kilokarpies, die moddervisse, die visse wat nie so groot is nie. Maar as jy jou aas in daai diep gat neersit, kry confidence, wat ek altyd sê is kry vertroue in jouself, sit daai aas neer, al lê jy vir 4 ure. Dis die bulle wat daar gaan eet. Skalk en ek dink daar swem nog 1 of 2 daar rond. Ek gaan try. Jy gaan try. Baie mooi, baie geluk. Dankie julle. Dan wat jy agter daai vis het. Dit is regtig vir my 'n besonderse oomblik. Op daai klein stokkies, 9 voet short range, 5 pond lyn 08. En ja, bly lekker. En die kontant saamgebring vir daai ete. Ons het gesê grootste vis. Wel, dis nog nie verby nie. Dit is baie waar, man. 10 kilos te klop vandag. Sal moet later sien. Ons sal sien. Maar toe gaan hy plat, man. Ja, hy sit daai polisman so in die water neer en ek sê, "Hey, wat gaan jy aan?" Kom, hy gaan nie net. Wat julle weet nou self, ek het nou gekyk, daai het 1 uur en 20 minute gelê voordat hy hom opgetel het. En vir daai aasies om so lank te lê, ons hengel nog steeds pytjies. Hierdie kant nog steeds my gumtree pit. Ander kant het ek 'n Cinnafol pit opgesit. Sit hom terug. Terug is 'n klein cavity in die bol, soos julle daar sien. Sit 'n bietjie perre by op, dis waar ek daai ene gevang het. Ek maak die konsentraat so 'n bietjie meer omdat hulle so lank lê. En aan die kant natuurlik my gunsteling quattro. Dat hy soms so oor hom loop, julle sal sien daar. En dis dit en ek gooi hom, los hom, sit maar rustig, is baie sleg om so lank te wag. Maar los hom al dat hy as hy verbykom gaan hy hom eet. So hy moet net eers daar kom.
lyk my ons visies is in. Daar gaat ons. Lekker man. Hierdie enetjie lê nou 31 minute, so daai groepie visies wat ons gesê het ons hoop kom in is aan. Ook 'n baie lekker optel, net neergesit. En die volgende oomblik begin daai klein short range se puntjie buig. My Orlando'tjie begin kerm en julle kan hierso sien. Hierdie ou het geen rede om te stop of lus om te stop. En hy het ook nie my toestemming nodig. Lekker. Hierdie gaan heeltemal rivier af. Nog nooit omgedraai nie. Daar stop hy nou vir die eerste keer. En dis rivierhengel vir ons. Alright, wat ek wel gedoen het en ek moet dit bysê, ek het oorgegaan na die 08's toe. 2 hoekies, dunner hoek, kleiner hoekies, omdat die vis so vol stories is. Ons het hier gekom met nommer 2 daaitsies, onthou ek het vanoggend vir julle gesê met die 10 pond lyn. En dis net asof hulle hier outjies beter optel. Net pytjies, bietjie swaarder konsentraat, perde by vir die bandspice en die quattro oor, bietjie verder hengel, baie sagte bolle. En jy kan sien, ek het die polisieman dopgehou, is weer hy stampie bol, dan sien jy die polisieman lyk of hy so wip. Dan sit hy hom neer in die water, dis seker soos hy nou daai bol stoot of optel. En dan as hy hoekie volmaak, dan is hy nou weg. So ek het regtig teruggegaan na die meer sensitiewe hengel toe. Dis winterhengel, die vis is nie lus om te byt nie. Ons moet hulle mooi vra. Maar solank as 'n plan kan uitdink, my kameraman het net vir my gesê, Skaak, moet net nie ophou dink nie. Nou ja, ek het net 2 breinselle en een gebruik ek vir visvang, so daar het ons lyk dit daarom nou 'n plannetjie met die visvang. Ek gaan stadig afbeweeg, laat ek net op sy vlak kom. Hier's bietjie klippe en stompe aan die regterkant, laat ek hom net gelyk kom met hom. Ek geniet hierdie sagte stokkie so. Jy weet wat hier saam met my is, hy's 'n spesieman, so my hoetertjies is maar my katrolle. Ons het nou net gesit en spot oor die wag en wat doen jy terwyl jy wag? Toe hierdie enetjie wegtrek, so ek is baie dankbaar dat ons daarom nou weer 'n visie kan vang. Die windjie waai ook lekker, so alles is reg vir ons, maar hierdie visies kry so koud toe ons met die Fishfinder op was ons temperatuur tussen 9 en 10 grade, dit is verskriklik koud. En ek sê weer eens, julle kan sien met my klere, ek het nog niks uitgetrek, jy kan nie bekostig om uit te trek, dit is te koud. Weer 'n mooi vis. Ja. Nie so groot soos die ander nie, maar hy is elke gewig werd. As ons net 'n bytjie kan kry, is ons gelukkig. Sien maar hy. Julle kan sien op baie short range stokkie. Daai punt is so lekker sag, daai karp kan maar sy kop skud. So julle sien hy skud sy kop baie hard. Maar dit pla ons nie. Nou wag mooi vir die vis om te draai voordat jy hom skep. Swem daai en sommer in die net in. Ook so 4-5 kg karp. Maak dit net nog lekkerder. Right, kom ons kyk. Ek sien daar's 'n put wat oorgebly het. Daar sit die pytjie, ek wil net vir julle wys. Dit is daai Sinne-vol putte. So hy het die Gumtree pytjie opgetel. Daar's die Sinne-vol put, ander pytjie opgetel, Gumtree. Ek wil amper sê jy kan nie sonder jou Gumtree pytjies kom op hierdie stadium rivier toe nie. Ek gaan hom maar weer laai, ek dink as dit nog 'n bietjie tyd oor. Skry dalk net nog 'n byt. Op hierdie stadium dink ek is ons almal so half besig om te sug van verligting. En karpies wy nou bietjie, die watertemperatuur is 1-10 graad of so op. En dit maak 'n hengse verskil.
Soos julle kan sien, daai hoekie is dan so bietjie beter in. Daai vorige enetjie was maar baie skraps. Daai ding was letterlik op 'n vliesie. Hierdie enetjie se mond met vir julle wys, daar is ook heel wat kleiner. Hy's nie so hard soos daai een se bek nie. Daai is al 'n oupa vis. Hier's 'n bietjie kleiner visie. Kom ons sit hom terug laat hy kan groot word soos daai ander man. Soos julle kan sien, omdat dit winterhengel is, het ek hierdie voer baie sag gemaak. Kyk as ek hom druk. En die rede daarvoor is die water maak dat hierdie voer baie hard word. En dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil hê daai voer moet so bietjie sagter, so as daai ou stamp laat hy dan net iets het om te eet. En dat hy kan afkom. So baie belangrik, maak jou voertjie sag, maak 'n lekker sagte bol. Ons hengel naby, so ons kan baie sagte voer hengel. Also soos ek vir julle die hele tyd sê, ek maak vir hom 'n klein gaatjie daar, pypjie mooi weggesteek in die bol, dat hy dan so 'n bietjie moeite doen om daai man uit te grou daar. Hy moet nie alles verniet kry nie. Aan die ander kant sit ek nog steeds my sinnevol pypjie op. Dis die breiner gedeelte pypjie. Selfde maar. Ek is baie lief om hom te hak op die vleiskant, soos ek vir daar vir julle kan wys. Daar is hy. En dan maak ek ook maar net vir hom 'n gaatjie aan die ander kant. Steek hom mooi weg in die bolletjie. Ons hengel nog steeds met die perreby. Bietjie meer perreby is wat ek normaalweg sal hengel. En die rede daarvoor maar net is om daai manne af te kry, dat hulle net bietjie die koppe sak, om te gaan kyk wat se reuk is dit. Selfde met die quattro. Daarom die ander een vir 'n change. Ja. Kom al hoe nader aan myne. Gaat hy. Hier in 48 minute. Nou, 'n klein visiekie die hoor. Alraai, dit ons nou 'n kleinerige visie aan. Baie lank gevat om te loop. Uur en 48 minute. Lyk dit vir my, dan kom hy nou agter, hy's nou aan die lyn. Die visies kry baie koud. Die manier hoe hulle byt, hierdie enetjie het baie saggies gebyt. En vir my om 'n stop te los vir uur en 48 minute, moet jy weet ek moet of baie goeie geselskap hê of baie desperaat wees. En ek's nie desperaat nie, die geselskap is goed. Kom maar weg.
Ja, lyk my soos die dag aan gaan word die visse al kleiner. Maar as hy ryk soos 'n vis en hy lyk soos 'n vis, dan is dit 'n vis. Ons is nog steeds dankbaar vir die byt. Selfde kombinasie die Parabay en die Quattro met die Gumtree pit en natuurlik die Sinafol pit. Hierdie een het amper 'n uur en 50 minute gelê. So dis it's a patience game. Noordeloos, daar's die visie, ek gaan hom sommer afval hierso. Terug sit in die water laat hy kan groot word. Right, laat hom gaan. Ijskoud. Daai vis is ijskoud. Geen wonder hulle byt so snaaks nie. Maar soos ons sê, vis bly 'n vis. Hy stink. Dan sê hy vis. Right, hulle sê gewoonlik as 'n ou twee of meer vis begin vang op 'n ding, dan is dit 'n tendens. Weer natuurlik die Gumtree pytjie. Sit hom terug in sy gaatjie. Aan 'n put wat ons opsit. Ons Sinafol pit. Ek sit hom maar by, ek het nou nog nie een vis gevang op 'n Sinafol pit nie. Maar miskien is dit net die kombinasietjie. Sit hulle altyd terug in die bolletjie. Bly by Parabay. Bietjie meer Parabay is gewoonlik. En natuurlik dan oor is genoeg Quattro. Wag dat hy seintjie daar verby vlieg. Absoluut. Op die regterstok het ons dit nou al vanoggend gesien, as hy baie keer op die verkeerde plek lê, is bietjie rots en goed. Dan kry jy 'n bytjie en dan hou aan om daai polismandjie te ry, dan sit hy nou vas want hy het nou die lyntjie vasgetrek iewers en ek dink dis wat nou aangaan hierso. Want hy het nou al hierdie ou opgetel en neergesit en opgetel en ons sien die karpies as hy byt. Sit hy hom neer, hy sit hom in die water neer en dan gaan hy met hom en hierdie ou is nou al seker 'n halfuur besig. So ek gaan hom eerder uithaal, ja, en seker maak dat die aas reg is as wat ek heeldag wag en is, maar dis die geval. Ons het nie meer so baie tyd oor nie, ons het omtrent nog so 'n uur om 'n vis te vang. So ek gaan eerder die stok vars laai teruggooi dat hy vir daai uur reg lê, dat ek weet dat ek in my hart veilig is. Dag het hy. Oef, maar daar's sit vas. En dan soos ek vir julle gesê het, daai enetjie wat ek nie gelukkig mee was nie, hy sit vas, hy het die katrol geloop. Ons het so 'n skelmstokkie een kant, JW het hom nou. Wat ons gekyk het of sy teen die kou. Wat noem jy dit? Ons hengel die margin. Margin rod, ja. Daar's die margin rod, die slim ouens met die spesie. So ons gaan nou vir JW oorgee dat hy vir ons daai vis uithaal. Hierdie netjie, onthou wat ek gesê het, my hart is nie gelukkig nie.
En verraggies, hy sit vas. So, jy weet, sterkte daar met jou vis. Alright, Kak, dankie. Ja, is eintlik die kameraman se stokkie. Maar hy's daarom aan en dit voel of hy uitkom. Nie 'n groot vis nie. Maar ja, soos Kak gesê het, 'n vis is 'n vis. Jy sal hom net kry dan. Ek sal vir jou skep. Ek het lekker boots aan. Hoe voel jy weer? Nee, ek moet klein. Ek voel nie groot nie. Daar's twee nou bietjie. Sien daar kom hy op. Yes, ek moet sê, hierdie stokkie is uitstekend. Hierdie flexibility van sy punt. Dus hy speel net hierdie vis fantasties. Stop. Amper vang ek 'n skaap van Bredai voor. Amper koop ek 'n plaasie in die rivier. Dis 'n groot kaap. Mooi. Hy is nie 'n klein visie nie, hoor. Ja, hy's 'n mooi vis hier, hoor. So ding so maal, nee. 'n lang kaap. Lang. Ja, hy's 'n mooi vis. Rivierkarpie. Hey, Maat, hierdie ding is groter as jou spesie vis. lekker. Hierdie is 'n moerse lang kaap. Op die margin. Sorry, dis 'n lang kaap. Hier weer, my boeta. Vir daai masker. Wow! Maat, ek wil nou vir julle kategorie sê. Hierdie skelmstok het nou vir ons bitter baie beteken. Maar dis Chopper. mooi vis, regtig. Hey, Dankie. jeep. Kyk het hy gevreet, né? Hoe skyt hy? Lekker vol vet gevreet. Wow, dis 'n mooi kaap hierdie. Dit was op hom. Dis dieselfde as wat ons hengelpie. Wat jy op hom gehad, Gumtree pytjie. Jep. Hier maar hy dan hier in hierdie lip in. Hier kyk uit die vis. Nee, dis 'n vis hoor. Vis uit te wy. Yes, pragtige monster, né? Baie mooi. That's a river kaap. Hierdie pragtige mooi rivierkarpie gevang. Ek moet sê, ek is gewoond aan die spesie. Met hierdie klein stokkie hierso, het hierdie karp glad nie groot gevoel nie. Ek moet sê hy het hom met gemak uitgetrek. Regtig 'n fantastiese stokkie. Baie lekker. Nee, hier's nie. Kom ons kyk, né? Right. Ons gaan terugsit. Pragtige vis. Parachute net. Ek moet sê, dit was definitief al die koue werk. Die vis byt baie stadig. Maar om so groot vis te vang, is regtig die was werd. Baie nice. Right, soos julle sien, ons het tot ons koffiekraatjie hierso en ek dink hierdie keteltjie het ons gered want ons het rustig geraak, ons het 'n koffietjie gemaak en elke keer as ons die koffietjie aangesit het of iemand het 'n koffietjie gemaak dan het ons 'n groot vis gevang. So, ek dink ons moet elke 5 minute die keteltjie aansit. Nee, ek spot sommer, maar nee, weet jy wat, dis nou regtig lekker. 'n Voorreg om so 'n wonderlike dag te hê en dan natuurlik nog 'n koffietjie te maak. Sy. So kom ons wag vir daai mannetjie om te kook. Nog 'n koppie boeretroos. Wat so, Fluffy? Nou ja, hier is ons weer aan, maar hierdie keer hou ek maar my mond oor om te sê hoe groot die vis is. Net nou misgis ek myself weer, dan word daar amok gemaak. So ons wag maar en sien. Maar hoe voel hy jy? Hy voel baie lekker hoor, baie lekker. Weer eens op die Gumtree pitte en op hierdie short range stokkie.
Fantasties. Ook hanteer net te gemaklik. Very nice. So lyk by die visies is aan hierso. OK, daar sê hier het ons die mooi visie uit. Weer eens enetjie op die margin rod, sommer net hier voor. Seker 20 meter uit. So ja, lyk my die vis is nou in die area en hulle wy nou lekker. Ja, kom ons sit die mooi visie terug. Jy reg aan, dit is goed. Ja, ek sê, dankie skop. Ons hy. Ons het nou aan die einde van ons dag gekom, is 4 uur. En in die winter is 4 uur al so net so uur en 'n half, dan het ons nie meer sontyd nie. Maar ons het op die einde van die dag eintlik 'n baie interessante dag gehad. Ons het 'n klomp goedjies gesien. Eintlik baie lekker gehengel. Die groot vis wat ons gevang het, dink ek het ons regtig geseën. Maar ons is op pad oorkant toe. Ons begin nou die goedjies oppak want ons wil net daai kant gaan hoor van die hompie. Ons het mos vanoggend iets gesê van hompie. En ek wil amper sê ek kan nou JW is veilig, maar soos hulle sê, moenie jou hand met jou kaart op die tafel sit voordat jy nie seker is van alles nie. So as ons daai kant kom, sal ons vir julle mooi laat weet wat gaan vir wat. Ek het al klaar uitgewerk wat wil ek eet. So as dit beskore is, gaan ons dit uitsorteer. Wat 'n disaster vir my. Ja, ek begin altyd dink dis Rian. Wel, dit is nou 5:30 Julie maand. Ek dink ons het een van die meer uitdagende dae gehad vir vandag vir die rivier. Ek dink ons het met groot verwagting gekom. Loua, maar ons het vandag gescratch vir die vis, maar as ek so vinnig tel tussen ons het ons 10 buite gehad. En daar was 2 kaaps wat baie naby aan 10 kilos was. So ek dink nie overall het ons sleg gedoen. Ek weet nie hoe sien jy die dag? Ja nee, dit voel vir my half na 'n skalk en weer dag. Ek en Rian was maar hier oorkant besig om die bakkies op te pas. So baie mooi gehengel, maat. Dit is altyd lekker om groot vis te sien. En weet julle wat, die rivier is magic. Die vis is hierso. Hulle eet net nie vandag nie. Ons het ons harte uitprobeer en skalk en weer het 'n plannetjie bymekaar gesit wat die vis byt en groot vis byt. Hulle het 'n 10 kg gevang en 9 kg gevang, nog ander vis gevang. Dis pragtige vis in enige konteks van pap gooi. En die aas wat gewerk het, Skalla. Weet jy, ons het net gehengel perre by Quattro en dan het ons 'n gumtree put en 'n Sinafol put gesit en dis waarmee ons gehengel het. Ja. Jy weet daai skelmstokkie het ons ook 'n gumtree put gehengel. Jy weet so, ek dink jy weet ou moes iets kry wat die visie soek en dan maar net stiek. Daai een vis van my het gebyt op 1 uur en 50 minute. Ja, dis lank vir pap gooi. Ek en Skalk gaan 'n bietjie travel met ons volgende DVD. Ons het besluit ons gaan 'n bietjie die land besoek en 'n bietjie daar naby julle kom hengel, waar julle ook al bly. As ons daar naby is, kom kuier asseblief vir ons. Ek en Rian skuld julle 'n groot hompie. So baie mooi gehengel julle twee. Dankie. 2 hengels vir die dag. Dis volgende keer sit ons aan die ander kant. Dankie. Baie dankie. Kan ons 'n milkshake ook kry? Julle kan nog 'n extra fries ook byvat vir daai pak slaas. So baie mooi gehengel. Dankie julle, dankie vir julle daarso en dankie dat julle ons ondersteun. Is altyd lekker om manne saam met ons te hê wat die passie deel. Ons doen dit want dis ons liefde.